net sien, is almal gemaklik met die klank, almal my mooi hoor. Was sy, welkom by die huis van die Here, en ons glo en vertrou dat die saam hier verkoop gaan word, deur om lekker saam te sing en saam van hom te leer. Nou ja vriende, voor ons aan gaan begin, gaan ek vra dat ons die oë sluit vir 'n oomblik, en dan dra ons ook hierdie geleentheid aan hom op. Dierbare, soete Heilige Gees, dankie vir u teenwoordigheid. Dankie dat u woord ons leer daar waar ons in u naam vergader. Daar is u self ook teenwoordig. U alomteenwoordigheid op hierdie aarde word beklemtoon deur wat ons sien in die son, maan en sterre. En Here, die genade wat u oor ons het, dat ons vanmôre ook hier op die eerste dag van die week bymekaar kan kom om u naam groot te maak, om die opstanding van Jesus Christus te kan vier. Here Jesus, ons kom bid en vra dat wanneer ons nou sing, dat ons kan sing tot eer van u naam. En Here, dat dit ook ons harte bring om voorbereid te word vir die ontvangs van u woord. Word u verheerlik deur dit wat ons doen. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Koning en Skepper, Jesus Christus. Amen. Kom ons sing lekker saam tot eer van die Here. O berge en dale en oral is my God, waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God, waar ons gedagtes zwewe, of styg ook, daar is God, omlaag en hoog verhewe, ja oral is my God. Hy het die aard en hemel geskep aan die begin. Hy laat ons oor die lewe vanuit sy woord besin. Wanneer ons denke doodloop en ons nie verder weet, as ons verval in wanhoop, is God tot hoop gereed. Sy troue Vader oë sien alles van naby. Hy leef uit sy vermoë, word deur sy gees gelei. Die swaalkies behoed hy, bekleed met gras die dal. Die kleinste wurmpie voed hy, sorg vir die groot heelal. Onbeskryflik groot het u aan my bewys. Verlore seun en wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van kind nie werd, wou self my sake deel. My lewe ganse tyd en geld is nutteloos verspeel. U sien ver oneindig ver, u sien my honger dors, want toe ek kom my skuld bely, druk u my aan die bors. Genade onbeskryflik groot, daar's vrees ek is weer thuis. U sien my
het my siel weer van die dood bevry. In proefenis droog U oor my trane, U lei my voet langs nuwe lewenspane, om in U lig te wandel lewensbly. Ek sal U naam met dank erkennis prys, te midde van die feestelike skare, Jerusalem, ek hoor om jou altare, die lofgeluid wat tot Gods eer verrys. Kom ons staan saam. Dat die Gees die leraar ster, die siel sit op al sy werk, sodat die woord in ons kan lewe. Dit sal ons ware godsvrug leer, om steeds te lewe tot die eer, want die het al ons skuld vergewe. O Gees, maak ons tot diens bereid, met blydskap en uit dankbaarheid. Nou ja, vriende, as ek so oor die skare kyk, dan sien ek nou niemand splinter nuut nie. Nou weet ek nie of ek moet bly wees en of ek moet sleg voel daaroor nie, maar baie welkom aan almal wat terugkom. En ons glo en vertrou dat u dit ook so saam geniet. Vriende, ek herinner u vinnig aan die afkondigings, as u nie 'n blaadjie ontvang het nie. Blaadjies is agter op die tafel, of as u graag nou enetjie wil hê om aantekeninge op te maak, dan kan u net die hand nou opsteek. Gaan ons vir u enetjie uitdeel, almal gemaklik. Nou ja, vriende, ek gaan net aan u voorhou wat nie op die blaadjie staan nie en wat dalk net vinnig uitspring. En die eerste dan is, hierdie môre het ons nagmaal, wat u weet, en ons glo en vertrou dat u elkeen saam met ons nagmaal mag gebruik. Dis nie nodig om 'n lid van die Evangelies Gereformeerde Kerk te wees nie, jy moet 'n getuienis van redding hê, om deel te hê aan die nagmaalstafel. So ons wil u vra dat u ook lekker saam met ons die hart reeds voorberei vir die nagmaal wat ook volg. Nou vriende, ons noem net ook, ons wil graag die nuwe kerkblaaie het uitgekom, en u is welkom om dan ook 'n kerkblad te kry daar agter. Dit is natuurlik gratis, die kerkraad koop dit vir u aan, en u is welkom om elke bietjie 1 of 2 meer te vat as u graag wil, as u dit vir iemand wil gee. Daar is baie wonderlike geestelike nuus en natuurlik ook kerknuus wat u uit daardie boek kan put. En as u dan baie van daai blaaie het, vat dit sommer saam tandarts toe, vat dit saam dokter toe en los dit sommer daar op hulle spreekkamertafel, dan kan die mense daar dit ook lekker saam lees. Kom ons doen so 'n bietjie veldtog wat dit ook aanbetref. Nou vriende, wat ons ook dan vir u wil noem, kerkraadsvergadering sal binne die volgende 2 weke plaasvind, sal vandag afkondig en weer volgende week afkondig. So as daar enigiemand is wat graag met die kerkraad iets onder die kerkraad sal aandag wil bring, is julle welkom om 'n brief te skryf, en dan kan ons dit ook op daardie vergadering hanteer. En dan is daar natuurlik 'n verjaarsdag maats hierdie week, en dit is natuurlik Cora van Tonder en ek self. Hoe lekker. So as jy gewonder het, ongelukkig, ons wou vir u 'n donderdag 'n oop dag by die pastorie gehou het, waar u kan kom koek eet en koeksisters eet, maar ongelukkig het ons 'n enorme groot partytjie deur die ring wat vir my gehou word, want dis ringsafsluiting en al die predikante kom by mekaar en hulle doen dit toe nou per ongeluk op my verjaarsdag. En so ek gaan klaar lekker eet en kuier saam met hulle, maar u is welkom om natuurlik nou, omdat ons hierdie dag so 'n bietjie in die voet geskiet het met die beplanning, is u nou almal vandag uitgenooi om
hier by die kerk lekker saam te eet. En as enige iemand voel, hulle het hierdie jaar, hulle verjaarsdag was 'n bietjie afgewees, kom deel nou net hierna, en ek glo jy kan saam met my lekker dit geniet. Ons wil jy elkeen uitnooi vir 'n lekker koffie en tee, en dit lyk of daar so ietsie is om te eet ook. En ek wil sommer by hierdie geleentheid dankie sê vir almal wat betrokke is, almal se harte wat so mooi is om nie vir my papierbordjies uit te sit nie, maar om sommer glasbordjies uit te sit. Dit is so lekker om te sien die moeite wat hulle doen om die klein skorrelgoed ook te was met dit, maar ek sal julle afgee vandag, ek sal vir julle dit 'n bietjie was, maar dankie vir dit, ons waardeer dit so baie. Nou ja vriende, Skorra wat verjaar en ek wat verjaar, en ons gesin van die week, en natuurlik teebeurte wat daar aangekondig word. Maar ek dink dis die belangrikste wat ek aan u wil voorhou. Daar is ook mensies wat aansterk uit die hospitaal uit. Tannie Annetjie Burger gaan goed aan as die almal haar WhatsApp statusse so 'n bietjie volg. Dit lyk of dit goed gaan. Ons is dankbaar vir dit. Dan is daar ook mensies in ons gemeente wat siek is, met wie dit nie so goed gaan nie, wat liggaamlike kwalle het. Kom ons bid maar steeds saam vir hulle, wie se liggame moedswillig en aspris is. En ons bid ook vir hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het in hierdie tyd. Laat die Here ook daardie leemte sal kom vul. En nou ja vriende, net so klein bietjie terugvoering. Ek het toe gaan preek in die Parel, en Parel staan nog. Ons is dankbaar vir dit. En ek glo ook Dominee Daniel Brink het lekker hier saam met u gekuier en ook die woord hier vir u geoopgebreek. So, is 'n lekker inisiatief van die Ringse kant af, wat kanselreilings promoveer en vra dat die gemeentes ook sodoende dan die predikante van ander gemeentes beter leer ken. Nou ja vriende, ek dink dis die belangrikste. Ek dink so voorlopig kan ek net melding maak van ons dankofferdiens wat eersdaags plaasvind. Die dankofferdiens is Sondag die 23ste November. Dis die diens waarop ons kollektes en bydraes en alles wat die Here vir ons gedoen het hierdie jaar kom na die kerk toe bring en vir die Here dankie sê. Dankie sê dat hy vir ons voorsien het, dankie sê dat hy vir ons deurgedra het. Dis 'n mooi gebaar, en ek wil ook vra dat u in hierdie tyd ook, en as u dan ook 'n belofte wil gee vir die Here vir dit wat kom, dalk 'n Desember bonus waar iemand sê, luister maar, ek kan nie nou iets bring nie, maar hy wil, dan kan jy dit ook in die koevertjie, in die bordjie gooi, dat ons ook kan sien wat is die inkomste wat ons ook genereer uit 'n dankofferdiens uit. So ja vriende, dit is die belangrikste. Ons gaan nou 'n geleentheid gee vir die opneem van die offergawes, die kollektes en die tiendes, en dan gaan ek vir my visievoorsitter vra om na vore te kom, en hy gaan vir ons 'n paar gevleelde woorde spreek, en dan wil hy ook vir ons 'n gebed doen. Kom ons sing lekker saam. My nie verby, o Heiland, gaan my nie verby, wil u anders sien, Heiland, sien nou met my. Jesus, Heiland, wees my nou naby, wil u anders sien, Heiland, sing nou met my. Voor die troon gekniel, o Heiland, bid ek in geloof, oor my stigte en gewede, ondanks mag geloof. Jesus, Heiland, wees my nou naby, wil u anders sien, Heiland, sien nou ook my. U skenk lig en vreugde, Heiland, u my troos geheel, in die hemel en op aarde, bly u steeds my deel. Jesus, Heiland, wees my nou naby, wil u anders sien, Heiland,
land, seën nou ook my. Terwyl dominee by my aansluit, wil ek u net herinner, die oop dag sal Vrydag by die pastorie wees. As dominee ons dan nou donderdag nie kan hanteer nie. Kan dominee by my kom staan asseblief. Ek wil dan namens die gemeente en namens die kerkraad wil ek vir dominee baie geluk wens met sy verjaarsdag donderdag. En ek wil ook die geleentheid gebruik om vir dominee baie dankie te sê vir alles wat dominee vir ons doen, vir die gemeente en ook baie dankie vir die gees waarin ons as kerkraad kan saamwerk. En ons sien besonder uit na volgende jaar waarin ek glo ons ernstig met ons sending en evangelisasie aksie sal begin en daaraan gaan werk. En ons bid regtig vir dominee alle seën saam met mevrou en die gesin toe vir die nuwe lewensjaar. Ek gaan nou vir dominee ietsie gee namens die gemeente, maar ek wil eers daarom vir dominee 'n teksvers gee. Net so 'n gedagte rondom die verjaarsdag. 'n boek wat ons baie min lees, 3 Johannes. Hy het net een hoofstuk. 3 Johannes hoofstuk 2 praat van, hy sê, geliefde, ek wens dat dit met jou alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Ja, ons wat ook saam met dominee werk, weet ons, dit gaan goed met dominee se siel, maar ons bid ook daarvoor, ons bid dat die Here dominee getrou en staande sal hou en dat dit net 'n mooi en 'n geseënde jaar sal wees. Kom ons sit so, dan bid ons vir dominee en vir die inkomste van vandag. Liewe Heer, ons wil vanoggend vir dominee aan U kom opdra, Here, vir hierdie nuwe lewensjaar. Ons sê dankie vir die jaar wat verby is en dankie dat hy reeds al 2 jaar hier by ons in die gemeente is. Here, ons kom sê dankie vir sy werk hier in U koninkryk en vir die voorreg om saam met hom hier aan U koninkryk te kan werk. Here, ons bid dan ook U seën oor hom en sy gesin af vir hierdie nuwe lewensjaar, dat dit werklik met hulle goed sal gaan en dat soos ons hierdie week in Psalm 23 gesien het, dat net goedheid en guns hulle sal volg. Here, ons sê ook dankie vir die inkomste, wil U dit kom seën en ons as kerkraad die insig en wysheid gee om dit aan te wend tot uitbreiding van U koninkryk. Ons bid dit als in die wonderlike naam van Jesus alleen. Amen. Dankie Ali. Baie dankie. Baie dankie vir die mooi gebaar van die kerkraad en weer eens vir die mooi opmaak van die saal hier langsang. Dis vir my 'n voorreg en dit is vir my so lekker om saam met julle te werk en ek werk baie lekker met my kerkraad. Want ek is hulle dominee, so ek is hulle sin en hulle is myne. So dis baie lekker om saam met hulle te werk. En daar om die tafel is daar nie 'n baas nie, dis almal klase. Ons is almal klase en ons werk saam vir die Here. Maar is so lekker. Vriende, kom ons wy onsself dan toe ook in hierdie boodskap en dit wat die Here ook dan vir ons het. Stuur U lig en U waarheid, laat die my lei. Laat dit my bring in U heilige berg en na U woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan U geskenk deur die kragvolle werking van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Ek gaan vandag moedswillig en aspris die wet en die geloofsbelijdenis doen, saam met nagmaal, saam met al die lang programme, want ek weet, daar's iets hierna wat U kan eet. So as jy hastig is, moenie uitgaan nie, eet eers ietsie en dan kan jy huis toe gaan. Ek weet die sondagskool is besig om het afgesluit en alles is besig om tot 'n einde te kom en dit maak dat ons 1,5 minute meer het om ook dit saam te geniet. En ek wil graag aan U dan die groot gebod voorhou, soos ons dit vind in Matteus 22 vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en die profete."
Ons gaan dan nou staande belydenis doen van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof en u elkeen spreek in u hart as volg. Kom ons staan saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, Heer, leer my U ken al beter, U gehoorsaam kind te wees. Ons wil sing van al U liefde, in U waarheid wil ons juig. Amen, blye evangelie, amen, bly my hart getuig. Geliefdes in die Here, ons gaan vanmôre dan ons Bybels saam oopmaak, en ons gaan oopmaak by die hoofstuk 11 van 1 Samuel hoofstuk 11. Nou, meeste van u weet, ons het hierdie boek 1 Samuel begin, en ons het al soveel wonderlike waarhede uit hierdie boek gesien, hoe Hanna begin het om die Here aan te roep, en hierdie begeerte in haar hart was vir hierdie seun, want sy's kindloos. En ons sien die proses wat God geloop het van Eli af regdeur en sy seuns en Samuel se seuns, en ons sien die omstandighede van die aarde, en ons sien dinge loop nie altyd volgens plan nie. Ons sou dink in die tuin van Eden het God 'n planeet geskep met diere en mense, en sy gees in hierdie mense ingeblaas, en God het 'n plan, en daardie unieke volmaakte plan word nie gevolg nie, as gevolg van sonde. Ons sien mense en menslike omstandighede, want hoewel God die aarde gemaak het, het die duiwel ingesluip, en het die mens verlei. En in hierdie verleiding het sonde plaasgevind, en God het 'n oplossing gebring. En God het van Genesis 3 af regdeur het hy sy seun gestuur en gepromoveer van Genesis 3 af, dat hy iemand sal stuur. En God het 'n plan. En God het 'n unieke en 'n volmaakte plan, alhoewel hierdie aarde vervloek is, om ons ontwil. En dorings en distels bring dit voor, maar God kom steeds en hy bring uiting, hy bring vir ons geleenthede om hom aan te neem. Hy bring vir ons verlossing van hierdie wêreld, en genadiglik het God hierdie wêreld net vir 'n tydperk gemaak. En ons sit natuurlik almal in daardie wagkamer van die hiernamaals. En ek weet een van die mense het eendag een van daai grappies wat jy nie moet vertel nie, wat ek graag van die kansel af vertel, is dat die dominee staan daar in die ouete huis, daar in die siekeboeg. Ek weet nie of jy nou almal van die siekeboeg weet nie, maar die siekeboeg is daar, veral by die ouete huis se kant, jy is in die siekeboeg, en daar is jy 2 kanse. 'n Kans om terug te gaan kamer toe, of 'n kans om terug te gaan na die kus. Daar's 'n siekeboeg tyd, en die een dominee sê eendag hy vir hulle, en dis ongelukkig die waarheid, julle is amper daar. Jy is amper daar. Vriende, u en ek is amper daar. Ons tyd op hierdie aarde is besig om uit te loop. Nou ek weet nie, toe ek jonk was, hier by 18, as 'n oom 30 is, dan sê ek vir myself, oom, maak vrede daarmee, jy's oud. Jy is 'n ou man, en dis hoe dit is.
Nou dat ek oor 30 is, net so oor die 30 gegaan het, besef ek maar, 30 is nie so oud soos ek gedink het nie. En ek kom agter 40 is nie so oud nie. En dan hier na 45 se kant toe, dan kom jy agter maar ek begin nou baie dinge weet. En ek doen nou al baie dinge vir meer as 20 jaar lank, nou dink jy is 'n kenner. Maar as jy by 'n oom kom van 70 en dan sê hy vir jou boet, my hare is al so grys soos syne, maar hy sê vir my boet, dan besef jy hy weet bietjie meer. En jy sien vriende, as jy by die ouderdom van 80 kom en plus, dan kom jy agter die lewe is 'n oogwink. Dis 'n oomblik. En dan gaan dit verby. En God kom vir hierdie oomblik. En hy stuur sy seun, sodat ons 'n ewigheid in sy volmaakte raadsplan by hom kan wees. Vrydenkend, eiewillig, om God uit eie moedswillige keuse te dien. Dis wat ons promoveer. Om verlossing van inwonende sonde te kry deur die instaatstelling van die Heilige Gees, as gevolg van die redding wat Christus aan die kruis deur sy bloed vir ons gekry het. En nou kom ons lees in 1 Samuel, sien ons hierdie gebeure wat plaasvind, dinge wat gebeur en jy dink by jouself, maar waar is hierdie volmaakte aarde, waar is hierdie volmaakte goed, en dan onwillekeurig, vriende, drink net gou terug aan jou eie lewe. Was dit alles maanskyn en rose? Want jy sien vriende, in my kort bediening, kom ek agter, ek het nog nooit by 'n huis ingestap op huisbesoek, waar mense vir my net vertel hoe goed dit met hulle gaan nie. Jy kan by die rykste plaasboer instap wat 20 plase het wat afbetaal is. Daai man se getuienis in sy gesig praat nie van seën nie. Praat van stryd. Stryd om oorlewing. 'n Stryd om sy werkers te betaal. 'n Stryd om die diere aan die lewe te hou. 'n Stryd van hongersnood. 'n Stryd van finansiële nood. 'n Stryd van kinders begrawe, vrouens begrawe, paas en maas begrawe. Ons kyk so vir ander mense, dan dink ons baie keer, ja, ek wens ek het daai lewe gehad. Vriende, God het ons uniek gemaak, ons oogies lyk nie dieselfde nie, dit sê die wêreld vir ons. Selfs nie ons vingerafdrukke is dieselfde. Nie eens ons DNA is dieselfde nie. Nou waarom sal jy iemand anders se lewe begeer? Iemand anders se omstandighede. Die Here leer ons, hy sê, wees vergenoeg met wat jy het. Wees vergenoeg in jou siekte, wees vergenoeg in jou storm, wees vergenoeg, want daar, hoor wat ek vir jy sê, en ek sal die aap uit die mou laat vir die Afrikaanse kundiges hier onder ons. Daar ontmoet God jou. Kom ons lees saam uit sy onfeilbare woord, maar ek wil so graag saamvat. Die begeerte om saam te vat, die eerste 10 hoofstukke sal ek nie nou doen nie, maar ek wil baie graag. So gaan lees weer, plaas jouself net op hierdie plek waar jy self sê, vir jouself hierdie vraag vra, hoekom 1 Samuel 11, wat het gebeur, wat was die aanloop, hoe het ons ewe skielik op 'n plek gekom, waar Samuel die teokrasie namens God lei, die volk aan die Here blootstel, God 'n profeet gebruik, God sy knegte gebruik om die volk te stuur, want God is teokraties in beheer. En hier kom ons by 'n monargie, die eerste monarg, die eerste koning van Jerusalem het op die voorgrond gekom, en ek weet nie of u kan onthou nie, ek het ongelukkig nou laas Sondag nie hier gepreek nie, maar dan sou ons dalk hierdie dinge nou geweet het. Maar waar het Saul homself bevind? Toe hy as koning gesalf moes word, die volk kom byeen, Samuel is reg, hy gaan hierdie man nou aan die volk voorstel, en hierdie mense word uitgeroep tot by hom, en toe hulle hom soek, toe sy weg. Kan jy dit onthou? En ons het die hoofstuk afgesluit en gesê, deur God uitgekies, deur God eenkant geplaas, en waar is hy? Tussen die pakgoed. Hoekom? Want hy het weggekruip. Nou ek het nou nog nie hierdie gedeeltes met u hanteer, en ek het nog nie vir u baie dinge gesê nie, maar wie kan vir my sê,
Wat beteken die woord Samuel? Wat beteken die woord Samuel? Samuel beteken God het gehoor. Wie hou daarvan? Maak dit sin? Wat het God gehoor? God het gehoor toe Hanna in die tempel haar hart voor hom uitstort, toe Eli vir haar gesê het, vrou, sit jou wyn van jou weg, onthou u dit? Sy sê, nee, moet my nie vir 'n deugniet hou nie, ek is nie 'n dronkaard nie, ek is bedroef. En sy naam kom van God het gehoor. En Eli het vir haar gesê, mag dit vir jou wees. En vriende, as ek my nou nie verbeel nie, maar het ons in hierdie gemeente daar dieselfde geloofstap gedoen. Ons het in daardie diens vir onsself gesê, die Here hoor ons. En ons het onsself toegewy aan die Here. Ons het vir die Here gesê, ons bring ons lied. En ons bring dit voor hom neer en ons vra vir hom om vir ons uit te help. En het ons nie gesê dat ons dieselfde gebed gaan bid wat Eli vir Hanna gebid het ek vir u gebid nie. Is dit nie die waarheid nie? Is dit nie die waarheid dat ons in hierdie gemeente deur 'n proses beweeg om nader aan God te kom nie? En in hierdie proses gaan ons soms seer kry, in hierdie proses gaan daar uitdagings wees. En in hierdie proses het ons gesien waar Eli haar as 'n deugniet voorhou, was dit sy 2 seuns wat deugniete was. En waar Samuel self na vore gekom het en hy gesien het met sy eie 2 oë wat Eli se 2 seuns doen, en dat Eli se nek gebreek is toe hy agteroor geval het op die stoel, nadat dit aan hom bekend gemaak is dat die verbondsark weg is. Onthou hierdie dinge. Dis vir ons baie belangrik om hierdie goed in konteks te hou, want jy sien vriende, die Bybel is kronologies geskrywe sodat ons uit die foute van die verlede kan leer, want God wil ons in die hede lei na die toekoms. Nou as ons hierdie dinge weet, en ons weet nou God is verwerp, en God het dit vir Samuel gesê, Samuel, hulle het jou nie verwerp nie, hulle het my as God verwerp, en toe kom Saul na vore wat uitgekies is, en hy is uit een kant gesit. Die woorde of die betekenis van Saul se naam beteken die een wat gevra is. Wat sê unieke naam? Die een wat gevra is. En ek sê, dalk het sy ouers ook gebid vir hom. Ek weet nie waarom hulle hom Saul sou noem nie, maar sy naam beteken die een wat gevra is. Wat beteken Samuel, kan nie onthou? God het gehoor. En hier kom hierdie man, en ons weet nou, Saul is as koning voor die hele volk uitgeroep, en hy sal dalk onthou in die vorige hoofstuk, toe sal van die mense het by hulle self gesê, toe hy na vore kom en sien, ja, hy's mooi en hy's kop en skouers groter as almal, maar nie almal het gedink hy kan hulle verlos nie. Nie almal het gedink hy gaan vir hulle wees wat hulle wil hê nie, maar hulle het tog gevra. Nou kom ons vandag onwillekeurig by 1 Samuel hoofstuk 11 en ons lees die volgende woorde. Ons gaan net 15 verse hanteer in hierdie môre. En Naas, die Ammoniet, het opgetrek en Jabes in Gilead beleer. En al die manne van Jabes het aan Naas gesê, sluit met ons 'n verbond, dan sal ons u dien. Maar Naas, die Ammoniet, het vir hulle gesê, op hierdie voorwaarde sal ek die verbond met julle sluit, dat ek julle almal die regteroog uitsteek, en dit as 'n skande op die hele Israel kan lê. Toe sê die oudstes van Jabes vir hom, laat ons 7 dae lank met rus, dat ons boodskappers in die hele gebied van Israel kan stuur. As daar dan niemand is wat ons verlos nie, sal ons na u toe uittrek. Net tot sover het die onfeilbare woord van die Here. Die manne wat kan staan, versoek ek om saam met my te staan om te verenig in gebed. Dierbare Here Jesus, Here, dankie dat ons uit die woord kronologies kan leer, en dankie dat die woord ons versterk. Dankie Here dat ons kan sien, op hierdie aarde gaan dit nie altyd soos wat ons dink of wil nie, of soos wat ons beplan nie. Maar Here, dankie dat ons ook kan sien dat, maak nie saak wat die omstandighede is nie, U is steeds hier. U is steeds 'n stem ver. En Here, ons wat die Bybelboek Openbaring bestudeer,
wat vir hierdie jaar ingegrawe is in die woord, besef dat daar 'n stadium en 'n tydperk gaan kom, nadat U ons kom haal het, waar U afgesonder gaan wees, waar niemand toegang gaan hê nie, waar daar 'n tydperk op hierdie aarde uitgeroep gaan word, wat sê, as die dae nie verkort is nie, sal niemand dit kan maak nie. 'n Tyd waarin U toren hierdie planeet gaan tref, en waar mense gaan uitroep, en dit gaan te laat wees. Here God, ek wil kom bid en vra dat dit in ons gemeente nooit te laat sal word nie. Dat die mense wat hierdie boodskap aanhoor, dat dit nie vir hulle te laat sal wees nie, maar dat hulle U sal soek, terwyl U nog te vinde is. En Here God, soos U vir hulle moeite gedoen het, uiting gebring het in 1 Samuel 11, so ook Here vra ek, dat U dit vir ons as gemeente, ons as medegelowiges, uiting sal bring in die omstandighede wat die wêreld tans bied. Word U verheerlik deur wat ons doen. Ek bid Here vir elke man wat staan, toekomstige hoof en priester, en tans hoofde en priesters, dat deur die instaatstelling van die Heilige Gees U ons sal rig en ons sal lei. En ek bid vir hulle wat sit, uit respek en eerbied, dat die Gees hulle mag versterk, sodat hulle ook hulle regmatige plek mag inneem, wat U vir ons het. Dankie vir U liefde en U voorsienigheid. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou vriende, ek gaan so 'n klein bietjie inlei. Nahas. Wat sal die naam beteken? Nou ek is gewoonlik nie met name geplan en gewoonlik nie met name oor die kop geslaan nie, maar in hierdie gedeelte het dit net vir my uit die boek uit gespring. Nahas beteken, dis nou die man se naam wat Jabes die stad inneem en hulle wil beleer. Sy naam beteken slang of glad, glibberig. Sê partykeer jy ontmoet mense, dan as jy so aan hom vat, dan dis asof jy nie 'n vat aan hom kry nie. Dis 'n glibberige man, dis 'n glibberige omstandighede, en sy naam het die betekenis glibberig of slang. Hy is besig om 'n aanval te loods. Wie van u weet wie is die Ammoniete? Die Ammoniete is die nageslag van Lot, waar sy 2 dogters hom om die bos gelei het in die aand in die grot, in die berg, en hierdie nageslag van die Amorite is gebore. En is hulle wat hier op hierdie stadium die Israeliete weerstaan, dis hulle wat aanvalle loods, en eintlik die volk wil kwaad aandoen. En kan u dink, op hierdie stadium sê die slang, ek wil jou oog uitsteek, ek wil jou regteroog uitsteek. En as ek jou regteroog uitgesteek het, laat dit 'n beklatting kan wees op Israel. Is dit 'n normale gebruik om oorlogstegniek toe te pas, waar jy 'n stad beleer en die regteroog uitsteek? En ongelukkig ja. Dis 'n teken van oorwinning, dis 'n teken van vernedering, en dis ook 'n teken van wanneer daar opstand kom, en u sal dit nou nie glo nie, want ons sien tog baie mense funksioneer uiters goed met een oog. Hulle bestuur kar. Jy kan 'n karlisensie kry met een oog. Maar vriende, in die gevegkuns is een oog 50% minder. En wanneer jy 'n stad aanval en 'n stad beleer en jy steek elke man die regteroog uit, sal hy homself nie kan verdedig in 'n aanval nie. Dit sal vir hom baie moeiliker wees. En as jy die hele stad se oog uitsteek, het jy 'n verswakte leermag, 'n verswakte situasie. En die slang kom, Nahas kom, en hy wil hierdie klein groepie mense oorrompel. Hy wil hierdie klein groepie mense afbreek.
en hy wil oorneem. En dis 'n normale gebruik van die Amorite. Daar was die hele tyd hierdie konstante stryd wat hulle het. Hulle het altyd aanvalle geloods. Hulle het altyd Israel gesien as 'n bedreiging. Wie kan vir u self dink, waarom sal mense konstant Israel as 'n bedreiging sien? Waarom sien mense vandag Israel as 'n bedreiging? Vir geen ander rede as van die seën van God wat op hulle rus nie. Die seën van God wat hulle uithelp nie. En as ons in hierdie gedeelte dan sien en ons verstaan nou, daar is 'n aanval geloods op Jabes. Jabes is hierdie gedeelte en Jabes beteken droogte. Jabes beteken klein, droogte, 'n droë plek. Is nie 'n plek met wie dit goed gaan nie, is nie 'n groot gebied nie. Dis 'n klein gebied. En as ons nou verder gaan in vers 4, dan sien ons en die boodskappers het in Gebea van Saul gekom en die woorde voor die ore van die volk gespreek. Daarop verhef die hele volk hulle stem en ween. Nou as jy 'n Bybelstudent is en jy lees hierdie vers en jy het nie die volgende vers in gedagte en dan dink jy, hulle kom in die gebied van Saul. Wat het in die vorige hoofstuk gebeur? Saul is as koning gesalf. Saul is deur die volk en deur Samuel aangestel as koning en hier kom hulle in die gebied van Saul. Dan dink jy, hulle het mos nou met Saul gepraat en Saul en die mense ween, maar nee, stellig nie. Die mense ween. Kom ons kyk wat sê vers 5. Toe, vriende, nou net so voor ek die babbel bars. Toe kom koning Saul in sy glorie en sy almag en met sy perde en met sy ruiters vanuit sy paleis uit, want hy is mos nou koning. Onthou hy het weggekruip en nou nadat hy weggekruip het die volk hom gaan haal en hulle het hom nou koning gemaak. En kyk hoe kom Saul aan, koning van Israel. Vers 5. Toe kom Saul juis aan agter die beeste van die veld af. Ag, het ons nou die situasie verkeerd opgesom? Was die beeste die koets, was die beeste om voorgegaan in sy glorie as koning? Waar was Saul? Nadat hy as koning gesalf is? Hy was terug huis toe. Waar kom hy vandaan? Waar kom hy vandaan toe hy die donkies gaan soek het? Onthou hy donkies gaan soek? Hy is terug aan sy werk toe. Deur God uitgekies. Terug werk toe. Terug plaas toe. Hy kom agter die beeste aan en hy sê, wat is dit met die volk dat hulle ween? En hulle vertel om die woorde van die manne van Jabes. Ek dink baie keer mense stel God teleur. Ek weet dit eintlik. Maar ek wens dit kan ons teleurstel. Want jy sien vriende, dis ons. Ons maak so. God red ons siel uit genade. Hy vul ons met sy gees. Is Saul met God se gees gevul? Kan u onthou dat hy geprofeteer het onder die profete? En dat die gees van God oor hom gekom het. Kan jy hierdie onthou? Nou kom ons terug op hierdie plek in hoofstuk 12 en hoofstuk 11 en ons besef maar, hierdie man wat geprofeteer het onder die profete, hierdie man wat deur Samuel uitgeroep is en gesê, kom sit hier aan tafel, kom eet die grootste stuk vleis ons vir jou eenkant gesit al daar vroeër, en die donkies wat jy soek is gevind, al die dinge het plaasgevind, al die getuienisse, al die wonderdade het in sy lewe gebeur, die volk is byeengeroep en hy is as koning vir hierdie volk aangestel, die teokrasie is gebreek en die monargie is begin, en hy kom van die beeste af. Hoeveel van u het vanmôre vanaf die beeste gekom? Koningskinders. Koningkinders. En wanneer ek die woord uitverkiesing gebruik, dan gebruik ek dit uitsluitlik met die bedoeling van dienswerk. Saul is uitverkies om koning oor Israel te wees deur niemand anders as God nie. En nadat hy deur die profeet aangestel is, deur die volk, en as jy die vorige hoofstuk gelees het, en sou jy gemerk het dat daar krygsmanne was,
helde was wat agter hom aangeloop het. Dis nou wonder wat 'n vernedering is dit. Hier's my koning en ons loop nou saam met hom en hy gaan nou sy pa se beeste oppas en ons loop nou saam. Hoeveel van ons loop met die helde van God op pad om beeste op te pas? En hier kom die kruks. Hierdie span die kroon, hierdie is die toppunt van ons boodskap van môre, as ons sien nie wat Saul doen nie. Dank die Here vir dit, vriende. Maar dat ons kan sien wat God doen. En ek wil vir julle sê, ons kry dit, dat daar dinge in die lewe hier om ons gebeur. Maar genadiglik is God getrou. En ons sien in vers 6, en die gees van God het oor Saul vaardig geword, terwyl hy die woorde hoor, en hy het baie kwaad geword. Saul kom terug van sy elendige bestaan, van waar God hom geroep het, en hy hoor hierdie woorde, dat die mense van Jabes verdruk word, en dat hulle beleer word, en dat as niemand gehoor gee nie, die regteroog van hierdie mense uitgesteek gaan word, en dit gaan tot nadeel van Israel wees. Dit gaan 'n skandvlek wees. Vriende, ek weet nie of u al gedink het oor die brutaliteit van dit nie. Samson is gevange geneem, en wat is die eerste ding wat hulle gedoen het? Hulle het sy 2 oë uitgesteek. Hulle het hom vasgeketting en hom en hom laat meel. Die maal laat druk. Verneder. Hierdie volk word gesê, en ek weet nie of u weet nie, vriende, maar in daardie tyd het die medisy en die antibiotikas en die goed het nie so goed geloop nie. En as jy 'n ou se oog uitsteek, dan steek jy hom uit. Die moontlikheid dat hy daaraan gaan doodgaan is baie groot. Die moontlikheid van infeksies, die moontlikheid van soveel dinge. Dit is nie 'n mooi delikate proses, kom sit gou hier. Ek gaan dis 'n slagting. En op hierdie oomblik kom Saul terug agter die beeste, en God se gees het oor hom vaardig geword, en hy het baie kwaad geword. Ons dink baie keer ons mag nie kwaad word nie. Ons mag kwaad word. Ons moet nie sondig nie. Ons mag kwaad word, maar ons moet nie sonde doen wanneer ons kwaad word nie. Vers 7 sê, en hy het 'n paar beeste geneem, en hy het hulle stikkend gesny, en met boodskappers deur die hele gebied van Israel gestuur om te sê, wie nie agter Saul en agter Samuel uittrek nie, so sal met sy beeste gedoen word. Toe val die skrik van die Here op die volk, en hulle trek soos een man uit. Wat het dit gevat vir hierdie volk om op te trek? 'n Goeie oes, goeie omstandighede? Is dit wat maak dat jy sterker word? Of is dit juis die uitdagings in die storms? Vers 8 sê, en hy het hulle gemonster in Besek. Besek, interessantheid, jy sal nie glo wat die naam beteken nie. Om vinnig te maak of om spoed te kry. So hulle maak klaar, hulle gaan optrek, en die kinders van Israel was 300,000 en die manne van Juda 30,000. Nou, ek hoop u sit hier en vra jouself die vraag, hoekom het hulle nie net gesê 330,000 nie? Hoekom maak hulle 'n verskil? Want jy sien, vriende, Saul is uit die stam Benjamin. En daar word melding gemaak van 30,000 mans wat agter hom aanloop om aan te dui dat sy stam hom ondersteun. Dat sy stam agter hom aangegaan het. Want jy sien, vriende, hoeveel stamme is daar? 12. Nou, enige wiskundige of enige mens wat berekeninge kan doen en sê, as jy die getal sou uitwerk, dan sou jy sien 300,000 is 10%. So daar het meer uit hierdie stam Benjamin, uit hierdie klein stammetjie uitgekom.
as van al die ander. En is 'n bewys van dat selfs hulle wat hom ken, agter hom aanloop. Maar wie het hierdie vrees bewerk? Het Saul dit bewerk? Groot woede het oor hom gekom en hy het 'n beeste opgesny en het rondgestuur en gesê, die man wat nie agter my en Samuel aantrek nie, aan hom sal gedoen word, wat met aan sy beeste sal gedoen word, wat met hierdie beeste sal gebeur. En dan gebeur hierdie wonderlike ding, en ek het dit laas week gehoor by die pylvak, waar Dominee Thuis Loubser dit in sy boek geskryf het, so ek haal aan van 'n dominee af. Hy sê in 'n mate, baie Christene se velle is 'n varkvel. Hoe werk dit? Jy sien vriende, as jy na 'n klein varkie toe gaan en jy vat hom en skree hy. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar varke skree, as jy so aan 'n vark begin pat, dan skree hy. Nou eintlik nie Christen nie, Christene se beersies is soos varkvel. As jy aan sy beersie vat, dan skree hy. Wat dink jy gebeur as jy 'n volk wat nie yskaste of vrieskaste het nie? En banke werk nie soos diere nie, want diere lewer rente op met kleintjies. En as jy beeste het, 'n klompie het, na volgende jaar het jy meer beeste. En as die koning sê, luister, as iemand nie nou saamtrek nie, gaan ek al sy beeste opsny. Waar bewaar hy dit? Dink jy hy gaan 'n veiling hou? Of gou slaghuis toe gaan, makro toe gaan en sê, luister, ek het 300 beeste, wil jy hulle vries? Wat beteken daai opgesnyde beeste? Beteken niks. Dis chaos, roofdiere, roofvoëls, chaos gaan ontbreek. En as gevolg van Saul se optrede kom daar 'n skrik van die Here. En as jy hierdie Here gaan kyk in die Hebreëse konteks, dan sit die Here van die verbond, die God van die verbond. Die skrik van God het op die mense geval. En hulle het besef dat die Here God in aksie gaan kom. Want dis die God van die verbond wat skrik op hulle gejaag het. In vers 9. En hulle het aan die boodskappers wat gekom het gesê, so moet julle aan die manne van Jabes in Gilead sê, môre. Nou, wat het gebeur? Met ander woorde, Saul het nou 'n weermag bymekaar gemaak van 330.000 mans. En hy sê die volgende in B gedeelte in vers 9, môre as die son op sy warmste is, sal julle hulp kry. Toe die boodskappers ingaan en dit aan die mense van Jabes meedeel, was hulle bly. En die manne van Jabes sê, môre sal ons uittrek en julle kan met ons doen net soos dit goed is in julle oë. Maar die volgende môre het Saul en die manskappe in 3 afdelings opgestel en hulle het met die môrewag in die laar ingekom en die Ammoniete verslaan tot op die warmste van die dag. Van die môre tot die warmste, plus minus 6 ure lank het hulle 'n slagting gehad. En ander het so verstrooid geraak dat nie 2 onder hulle bymekaar was nie. Hierdie mense wat hulle kom aanval het, was so ver verwyder dat die twee van dieselfde mekaar nie kon sien nie. Nie by mekaar was nie. Nie kon verdediging bied nie. Daarna sê die manskappe vir Samuel, wie is dit wat gevra het, Saul oor ons regeer, lewer die manne uit dat ons hulle kan doodmaak. Jy sien vriende, wanneer die swaard begin swaai en die geweld vloei, toe kom hierdie manne 330.000 mans op oorlog. En nadat hulle die vyand oorwin het, wou hulle die swaard draai op mekaar. Wie's die ouens wat Samuel bevraagteken het? Wie's die manne wat Saul bevraagteken het? Laat ons hulle doodmaak, want wat is dit? Dis niks anders as terrorisme nie. Mense wat onder mekaar verdeeld is terrorisme. Maar Saul antwoord op hierdie dag, mag geen man gedood word nie, want vandag het die Here 'n verlossing in Israel bewerk. Toe sê Samuel aan die volk, kom laat ons na Gilgal gaan, waar die koningskap vernuwe. Wat beteken Gilgal? Weggerol van smaad. God het oorwinning gebring, en hulle gaan na hierdie plek, Gilgal, om die koningskap
te vernuwe. En die hele volk het na Gilgal getrek en daar Saul voor die aangesig van die Here in Gilgal koning gemaak. En hulle het daar dankoffers voor die aangesig van die Here geslag. En Saul met al die manne van Israel was daar uitermate vrolik. Net tot sover uit die woord van die Here. Vriende, met die geskiedenis wat ons nou weet en die geskiedenis wat ons nou ken, moet ons onsself 'n paar vrae vra. Waarom het God toegelaat dat Jabes aangeval moet word? Vir die vereniging van sy koning. Vir die verering van wat God gesê het hy gaan doen. God het gesê, Samuel moet Saul salf. Was dit God se idee? Nee, stellig nie. God wou nie 'n monargie hê nie. God wil 'n teokrasie hê. Maar nadat God Saul, die een waarvoor hulle gevra het, gesalf het, het God hom toegerus. Hoe het hy hom toegerus? Deur sy Heilige Gees, en toe die saak voor hom gestel is, het Saul opgetree of het die Gees van God in Saul opgetree? Die Gees van God. Wie het die vrees in die mense se harte bewerk? Die stukke vleis wat aangestuur is of God? Die vrees, die skrik van God het op die volk geval. Waarom? Omdat Saul opgetree het. Vriende, ek wil u vandag vra. Terug by ons hier in Helderberg. Hoe tree ons op? Hoe tree ons op onder die vervulling van die Heilige Gees? Hoe tree ons op wanneer omstandighede moeilik en uitdagend raak? Hoe tree ons op wanneer God van ons verwag om op te tree? God sê vir ons in Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Vir wie moet mense bang wees? Op wie moet die skrik van die Here val as ons weet dat hoe vreeslik is dit om in die hande van die lewende God te val? Vriende, wie is die lewende God? Wie gaan wraak op hierdie aarde uitoefen soos nog nooit tevore nie? Die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Daardie God gaan hierdie aarde besoek, vriende, en ons met die krag van die Heilige Gees is die laaste linie wat moet optree onder die salwing van die Heilige Gees, sodat die skrik van God op mense mag val, sodat God verheerlik mag word. Die twee hooffaktore wat ons in hierdie boodskap van môre gelees het, kom vir ons by mekaar. Die twee hooffaktore word vir ons gegee in vers 6 en vers 7. En die Gees van God het oor Saul gekom. En die skrik van God, die skrik van die Here met hoofletter H-E-R-J, Jahwe, die skrik van die Vader, die God van die verbond. Daardie God wil met ons werk. Vriende, Jabes was 'n eenvoudige, klein plekkie wat nie hulp verdien het nie. En toe Jabes in sy nood uitroep, toe kom die gesant van God na vore, wat deur God uitverkies is. Was hy gereed daar agter die beeste? Het hy hom met die regte goed besig gehou? Nee, hy het nie. Ons is dieselfde. Ons doen dieselfde. Maar vriende, die God wat ek aanbid, wil hierdie volk red. Die God wat ek aanbid, wil elke siel in Suid-Afrika tot bekering bring. Die God wat ek aanbid, het 'n begeerte en is bereid en het sy Gees op hierdie aarde uitgestort, sodat nie een mens verlore moet gaan nie. En as ons deur sy heiligmaking, deur die krag van sy Gees, net op die plek kan kom, al is dit agter die beeste uit, om net te begin optree, om net te sê, ja Here, hier is ek. God se krag bring mense in beweging. Mag die Here ons in staat stel om te midde van die vyand,
te midde van wat die wêreld doen, te midde van hierdie dood wat mens eintlik in die oë staar. En ek het u vanmôre ingelei. Welkom in die wagkamer van die ewige dood. Een van ons is volgende. Is ons gereed? Is ons gereed om ons Skepper tegemoet te gaan? Is ons gereed om met die instaatstelling van sy Heilige Gees die laaste werke te doen wat hy hier op aarde vir ons gegee het? Mag God ons bekragtig. Mag die Gees van God ons elkeen kom besoek, dat ons vanuit agter die beeste kan wegkom en agter dit kom wat belangrik is, dat ons God mag dien met ons lewe. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Dierbare Here Jesus, ons is so skuldig. Ons kruip ook onder die pak goed weg. Ons gaan ook terug. Maar Here God, ek wil kom bid en vra dat U ons sal help. Dat die Gees van die lewende God oor ons mag vaardig word. Here, ons verkondig heiligmaking. Ons verkondig die tweede genade werk. Ons verkondig die krag van God. En steeds skryp ons weg, Here. Steeds staan ons agter die beeste. Here Jesus, mag U Gees ons vul en mag dit ons dryf tot aksie. En mag dit hulle om ons dryf, Here, dat ons soos een man voor U mag staan. Vervul met die Gees, gereed vir dienswerk in die koninkryk. Die woord sê, bid die Here dat hy arbeiders in die oes sal stuur, die oeslande is wit, maar die arbeiders is min. Die woord sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Here, ons kennis is min. Verbreer dit deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus heilige naam. Amen.